Okay. Ons lees Psalms 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in oordeel en sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Kom ons sluit die hoofde. Here almagtige God, U is ons skepper, U is ons verlosser. Here, ons wil U net loof en prys dat ons hier by mekaar kan kom, Here. U woord wat kragtig is en lewendig is, Here. U woord wat die waarheid in ons openbaar. Here, ek bid, Vader, dat U ons harte sal sag maak, dat U ons harte sal oopmaak vir U skrif. Here, want dit is U woord. Dit is die waarheid, Here. En Here, ek bid, Vader, wees saam met ons in die oggend, lei ons in die woord, Here. En Here, laat ons die woord sal verstaan, dat ons dit sal aanneem, Here. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. So ons kan hier vandag in ons teks sien, ons kan duidelik sien, ons teks praat van twee paaie. En soos ons weet en na geleer het in God se woord, dat altyd duidelik onderskei maak tussen die goed en die sleg. Soos die pad van die gelowige en die ongelowige. En so kan ons ook vandag in ons teks opdeel in 3 dele. Die gelowige en wat hy doen, God se wet en sy seëninge, en God se oordeel op die goddelose. Ons lees weer die eerste gedeelte. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Ons sien, ons woord sê welgeluksalig is die man. Hoekom sê die woord welgeluksalig is die man? Want hy wandel in die weë van die Here. Hy mediteer op God se gebooie dag en nag. Hy verontag nie God se verbond. Hy is lief vir Christus en die kerk. En hy het vrede by die Here. Dit is hoekom die woord welgeluksalig is die man. Hy is 'n gelowige. Hy wandel in die weë van die Here. Hy vertrou op God se woord. Die woord welgeluksalig beteken nie bloot gelukkig nie, maar om geestelik geseënd te wees, om guns by God te ontvang. En hy is lief vir God se wet. Hy vrees die Here, want hy weet, dit is God se genade alleen wat hom gered het. En dit is God se wysheid. So is die man wat die woord liefhet en glo en vertrou dat dit God se woord is, wel, hy gaan vrede hê. So, God se woord sê, welgeluksalig is die man, of soos die Engelse sal sê vir ons, blessed is the man. Ons lees verder in Psalms 119, welgeluksalig is die opregtiges van die weg, wat die wet van die Here sal wandel. Welgeluksalig is die getuienis bewaar, hom van ganse harte gesoek. Welgeluksalig is die wat die Here vrees, en groot welbehae het in sy gebooie. En dan lees ons ook wat hy nie doen nie. Hy wandel nie in die raad van die goddelose. Hy staan nie in die weg van die sondaars nie. Hy sit nie in die kring van die spotters nie. Nou, die woord wys ons duidelik uit, die pad van die gelowige. En die woord is nie onduidelik oor hoe ons as gelowiges moet lewe nie. En wat ons as gelowiges nie doen nie. So die ware gelowige leef God se woord uit. So ons kan sien dat hy 'n afskeid doen van sonde. Soos ons lees in Spreuke 4, 14 tot 15. Kom nie in die pad van die goddelose en betree nie die weg van die slegtes. Vermy dit, gaan nie daarop, wyk daarvan af. Ons lees ook in Timoteus 2:15. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie skaam nie, wat die woord van God in waarheid regsny. Maar onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy.
want hulle sal verder voortgaan in hulle goddeloosheid. As dit nou iets is wat die woord baie sterk uitwys, is dat daar twee paaie is en 'n duidelike skeiding maak van die pad van die goddelose en die pad van die gelowige. Dan is die gelowige gehoorsaam in die skrif. Hy haat wat sleg is. Dan vermy hy onsinnige praatjies. Hy wandel nie in die raad van die goddelose nie. En hy sit nie in die kring van die spotters nie. En dink nie die skrif is onduidelike hoe die ongelowige moet lewe nie. Hoe die gelowige moet lewe nie, want hy het te behaag. En is nie moeilik vir hom nie. Hy gehoorsaam God se wet en hy kan dus duidelik sien dat hy God se woord liefhet en dat hy gehoorsaam is. En die woord hom leer ons om nie gelykvormig met hierdie wêreld te wees nie. Dat die woord ons verander en ons lewe 'n welgevallige offer is en so lewe ons in gehoorsaamheid en dankbaarheid. Ons lees in Romeine 12 vers 2 en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat goeie en wat die welgevallige en volmaakte wil van God is. Maleagi 3:18. Dan sal julle die onderskeid sien tussen die regverdiges en die goddelose, tussen die wat God dien en tussen hom die wat God nie dien nie. Nou as God dan ons genadig is om sy woord aan ons te gee en ons neem dit aan in gees en waarheid en ons weet en ons vertrou dit is genoegsaam, foutloos en onfeilbaar, wel, dan gaan dit nie moeilik wees wat die wysheid van God ook aan te neem. Want God se woord is ons wysheid. Dit lei ons op die paaie van geregtigheid. Dis 'n lamp vir ons voete, 'n lig vir ons pad. Soos ons lees in 2 Timoteus 16 tot 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nietig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing, tot geregtigheid, sodat die mens volkome kan wees in elke goeie werke, volkome toegerus. Soos ons Jesus sien bid in Johannes 17 vers 17. Heilig hulle in die waarheid. U woord is waarheid. Laat ons die liefde en die begeerte hê om die skrif uit te leef, want dit is God se woord. Dit is ons waarheid. So, sê ek ons gaan dit perfek doen? Nee. Maar die vraag is, het ons 'n begeerte om God se woord uit te leef? Groei ons in sy woord, lê ons sonde neer, groei ons in heiligmaking en vertrou ons op God se gebooie. Soos ons lees in Tessalonisense 4 vers 7, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Hoe weet ons dat ons wel 'n gelowige is en dat ons groei in dit? Ons lees Efesiërs 2 vers 1 tot 5. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en die sinne gedoen het, en ons was van natuur kinders van die toorn, net soos die ander. Maar God, wat ryk is en barmhartigheid, het ons deur die groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was in ons misdade, lewend gemaak saam met Christus Jesus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemel in Christus Jesus, sodat in die eeue wat kom kan beklemtoon die uitnemende rykdom, sy genade, sy goedertierenheid oor Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof en nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem, want ons is 'n maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
So, is die Gees van God besig om ons lewe te werk? Het God ons 'n nuwe hart gegee? Het God se liefde vir ons die woord en wysheid gegee? Haat ons die kwaad? Het ons 'n vrees vir die Here? Is ons bereid om ons lewens prys te gee? Of het ons gemaklik geword in die wêreld vandag, waar ons as gelowige maar net nou en dan 'n vuil grappie maak. Ons lewe maar in skuld. Ons heilig nie die Sabbatdag nie. Ons onverag God se gebooie, want God se genade is mos genoeg. Dan is dit nie moeilik om te kan sien wie God volg en sy woord liefhet nie. Die woord leer ons duidelik om die goed van die kwaad te skei. Soos ek weer eens sê, die vraag is nie of ons perfek doen nie. Die vraag is, het ons 'n begeerte om dit te doen? Vir God se woord, is hy besig om in ons lewe te werk? En as dit nie is nie, so is nie, dat ons nie 'n begeerte het nie, wel, dan wandel ons saam met die goddelose. En ons het nie 'n liefde vir God se woord nie. Maar mag dit nie so wees nie. Mag ons pleit by die Here, dat hy ons in die waarheid sal lei. Soos ons lees nou verder in Psalm 1, 2-3. Maar sy behaas in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Ons lees nou in vers 2, dat die gelowige 'n welbehae het in God se wet. Want dit is ons wysheid, om die goed van die kwaad te skei. Hy is lief vir God se woord. Hy oordink sy woord dag en nag, en hy leef dit prakties uit. Soos ons sien in Jesaja 1 vers 8. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan wandel, volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy die weë voorspoedig wees, en dan sal jy die goeie gevolg handel. Hoekom is die gelowige so lief vir God se wet? Dit is God se vaderlike liefde vir ons as sy kinders. Die wet is vir gelowiges. Daarom het ons as gelowiges 'n liefde vir God se wet. Dit lei ons tot heiligmaking. Dit is ons rots. Ons lees in 1 Jakobus 25, 1 vers 25. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorde is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Nou wat sê Jakobus vir ons hier? Dat ons 'n dader van die wet sal wees, en ons sal gelukkig wees om dit te doen. God se gees sal ons groei, en ons sal sy woord gehoorsaam wees. Die gelowiges bewaar God se wet. Dit is vir hom meer en waardevol as fyn goud. Dit is op die tafels van sy hart geskryf. God openbaar dit aan sy kinders. Ons lees in Johannes 14, 21-24. Wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u dienaar aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord hom en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. So sien ons God se genade in sy wet, soos ons lees in die Heidelberg Katekisme, vraag 4, wat eis die wet van God van ons? En dit antwoord so, dit leer ons Christus ons samevatting in, Matteus 22, 37-40, jy moet die Here God jou lief hê met jou hele hart en jou hele siel
en jou hele verstand. Dit is die eerste gebod. En die tweede wat daarmee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele profete. Die woord liefde hier beteken agape liefde, 'n liefde wat nie emosioneel is nie, maar 'n verbondsgehoorsaamheid. En God alleen vervul dit in ons met 'n ware liefde. 'n liefde wat ons het om God se wet te gehoorsaam, om God te dien en sy woord te volg. Ons lees verder in Deuteronomium 11 vers 1. Daarom moet jy die Here lief hê en altyd sy ordeninge, sy insetting, sowel as sy verordeninge en sy gebooie onderhou. Vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. In Johannes 14 vers 15. As julle my lief het, bewaar my gebooie. Dit beteken dat God jou primêr, jou hoogste liefde is. Niks word bo hom gestel nie. Dat ons eie lewe prysgee en as 'n dankoffer vir God en God alleen uitleef. Dit is die onverdeelde, opsigtelike loyaliteit van 'n vader tot sy kind. Ons lees in Spreuke 4:23, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit oorsprong die lewe. Waarom is hierdie grootste gebod? Omdat Jesus sê vir ons, liefde is die grootste gebod. 'n Liefde vir God, 'n liefde vir ons naaste. As ons God en sy woord lief het, wel, dan gaan ons nie afgode hê nie. Ons gaan sy naam eer, ons gaan sy Sabbat heilig, ons gaan sy gesag eer, ons gaan nie steel nie en ons gaan nie moor nie. Die hele wet hang aan hierdie liefdesgebod. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en jou hele siel, en met jou hele verstand. Ons sien duidelik in ons teks dat die gelowige God se wet bewaar, dit vertrou, dit lief het, dat ons nie op ons eie insig kan steun nie, maar op God alleen, wat vervul is in Jesus Christus. Ons lees in Psalm 1, ons lees verder in Psalms 1:3, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat vrugte gee op tyd, waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. In die vers kan ons duidelik sien God se genade, sy seëninge en God se voorsienigheid. God plant die boom, God by die waterstrome, God se woord. God gee die vrug van heiligmaking, soos ons lees in Jeremia 17 vers 7. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, in wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die boom en nie vrees as die hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in die jaar van droogte is hy besorgd en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Ons kan duidelik sien God se woord vir ons uitwys dat dit is God wat red, God wat ons groei in heiligmaking vir sy glorie. En daardeur kan ons God loof en prys vir sy genade alleen. Soos ons lees in Johannes 7 vers 38. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Jesaja 55:10. Want soos die reën en die sneeu van die hemele neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit die mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waantoe ek het stuur. Ons lees nou verder hoe God ons vrug gee deur sy woord en deur sy geregtigheid in Jesus Christus ons saligmaker. Soos ons lees in Johannes
15, 1-4. Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Ek is die loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, dit maak hy skoon, sodat dit vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord, wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle, net soos die loot geen vrugte kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle in my bly nie. Die gelowige sal altyd vertrou op God. Ons lees verder in Psalms 1 vers 4. Maar so is die goddelose mense nie, maar soos kaf die wind verstrooi. En vers 4 begin dan met, so is die goddelose nie. Die woord letterlik beteken iemand wat weggedraai het van God. Hy rebelleer teen God se wet. Iemand wat onreg doen en geen vrees het in die Here. Hy leef volgens sy eie wyse, volgens die begeertes van hierdie wêreld. Hy het geen wortel nie, geen vastigheid nie. Hy jaag sy begeertes na. Die woord sê hy is 'n dwaas. So sien ons in die skrif vir ons duidelik sê, hy is buite Christus, buite die verbond. Hy het die duisternis lief, en hy is lief vir sy sonde, hy haat God se wet. Soos ons lees in Johannes 3 vers 19. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Romeine 8:7. Omdat wat die vlees bedenk, vyandskap teen God is, want dit ontwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Soos ons vroeër in ons preek gelees het in Efesiërs, die woord duidelik beskryf hoe ons was toe ons goddeloos was en gewandel het in die duisternis. Daarom moet ons ag gee op die woord, ons roep na bekering. Soos ons lees in Markus 1 vers 15. Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Ek het nie gekom om die regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Ons moet ag gee op God se waarskuwing, om te bekeer van ons sonde, om te bid en uit te roep vir vergifnis. Want soos ons teks nou afsluit, in Psalms 1 vers 6, want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. God ken die weg van die goddelose. God ken die weg van die gelowiges. God se genade is groot. Hy groei ons in sy woord. Hy gee ons die ewige lewe. Maar so ons lees verder, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Soos rook sal dit verdwyn. God laat hulle oor aan hulle self. Ons lees in Openbaring 21 vers 8. Maar wat vreesagtig aangaan en die gelowige en 'n gruwelaar en 'n moordenaar, 'n hoereder, 'n towenaar, 'n afgodsdienaar en 'n leienaar, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Nou om af te sluit. Laat ons nie vandag min maak van God se woord nie. Laat ons onsself ondersoek of ons in die waarheid is, of ons lief is vir God se woord. Het ons 'n begeerte om weg te draai van sonde, om God te volg met ons hele hart en ons hele siel en ons hele verstand. Laat ons waak teen die goddelose. Kom ons bid. Here almagtige God, hoe wonderlik dit is nie om U naam te loof en prys en te weet dat U 'n genadige God is. Dat U arm nie te kort is om te red nie, Here. Maar Here, dat U genadig is teenoor U kinders. Dat U vir ons wel U woord gee. Here, dat ons wel kan leer, dat ons U gebooie kan lief hê, Here.
dat ons dit kan uitleef, Vader, dat ons op dit kan mediteer dag en nag. Wat 'n wonderlike troos is dit nie vir ons om U te kan ken nie. Here, 'n werk wat U in ons begin, wat vlees en bloed nie kan openbaar nie, maar alleenlik deur die Gees en die Gees alleen, Vader. En daardeur kan ons U net loof en ons kan U net prys, Here, vir U genade wat onbeskryflik groot is. En ek bid, Here, wees saam met ons vandag. Lei ons, Here. Openbaar U Gees in ons lewe, Here. En dat ons sal wegdoen van sonde, dat ons sal wegdoen van die goddelose. En Here, dat ons sal terugdraai na U toe, na U woord, dat ons sal bekeer, Here. Maar Here, ek kan U net loof en prys vir alles wat U doen, vir ons as 'n gemeente, en hoe U ons groei. Dankie, Here, ons kan net U naam loof en prys tot in ewigheid. Amen.